spesiaal gegaan en dit wys julle net. Gisterand moet ek daar bid en nou praat almal Engels, toe sê ek nie, ons gaan Engels praat in die hemel. Maar ek wil eintlik gesê het, ons gaan Afrikaans praat in die hemel, jy weet, maar ons gaan Engels praat in die hemel, en ek gaan vlot Engels kan praat, halleluja, dank die Here daar. Is jy reg om die Bybelverklaring in Afrikaans saam met my te doen, dan sê ons, hier is my Bybel, dit leer my van God, God is gees, en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem, die woord is die waarheid, en die waarheid sal my vrymaak. Loof die Here. Wanneer ek en jy 'n doelgerigte, sinvolle lewe wil lewe, dan vra dit dat jy dinge sal uitsorteer, dat jy onsekerhede, dat jy enige iets wat twyfel wil veroorsaak, laat jy dit hanteer. En jy besluit, jy wil op 'n goeie plek staan, jy wil op vaste grond wees. Jy wil seker wees. En ek dank die Here dat ons sy woord het, om juis vir ons sekerheid te gee. Die Bybel is daar om vir my en vir jou te verstaan, dat ek kan vashou hieraan. Ek wil verdien en vir Seandri sê, soos wat julle nou al begin prentjies dink oor daai klein dogtertjie, nê. En ek het mos nou gehelp vanoggend, jy weet, 'n hoekpilaar in die tempel van God, jy weet, ou moet iets kan begin sien, jy weet, 'n bietjie by die pram verbykyk, jy weet. En jy moet besluit, hy gaan groot word, hy gaan mooi word, hy gaan besonders word. En ek dink is wanneer ek en jy begin om te sê, dat die dag toe ek getrou het, toe trou ek nog met iemand wat besig is om al hoe mooier te word. Ek praat nou van Margaret, nê. Julle verstaan mos, nê. Kyk, Margaret is net besig om al hoe beter te word. Julle sal nie weet nie, maar ek kan sê amen, jy goed, jy weet. En ek hoop jy kan oor jou vrou so dink en oor jou man so dink. Hierdie ding laat ons dink, nee, die man of die vrou het nou nie meer alright nie. Jy weet, stop daai ding, man. Hulle is besig om al hoe beter te word. Jy is besig om net al hoe beter te word. En jy moet daardie oortuiging koester. Want hoekom? Die wêreld en feite en goed wat gebeur, gaan jou anders te probeer oortuig. Iewers gaan iets vir jou probeer sê, dis nie meer so goed soos wat dit was nie. Nou ek wil vir jou sê, ek glo my hele hart, dat wanneer God iets begin, dan begin hy dit, sodat dit al hoe beter kan wees. En dis in daardie oortuiging, wat ek jou aan die hand kan vat, om vir jou te sê, dat hierdie jaar is besig om teen 'n tempo verby te gaan. Amen. Wie wil glo dis die 1 Junie? Die middelmaand van die jaar. Laas jaar November toe ek sê, ons jaarthema's uitspruit lote, en ek praat oor ons jong mense, toe sien ek, daar gaan so 'n flikkeringkie in ouers se oë op, en sê, ag Here, help my kind asseblief, jy weet. En Here, help ons kinders, help ons jong mense. En ek wil weer vir jou sê, ons het nie verniet kleingeldkinders begin nie. Ons wil hê dat ons kleingeldkinders groot, suksesvolle mense kan word in Jesus se naam. Wie kan daai prentjie saam met my sien? Dat ons kinders gaan die Here dien, halleluja. En ons kinders gaan vir die Here leef. So hoe vas kan jy staan? En hoe oortuig kan jy wees? Dan wil ek hê jy moet iets verstaan, dat ons het sopas 'n seisoen deurgewerk, waar ons begin het by Paasnaweek, die kruisdood van Jesus. As jy eers begin dit vasmaak, as jy absoluut oortuig raak, dat dit sou nie kon werk as Jesus nie aan die kruis gesterf het nie. En jy vir jouself kan sê, Golgotha was 'n belangrike plan van God, om die kerk van Jesus rigting te gee. En jy verstaan, dat selfs Judas se verraad,
En Petrus se verloon hoef nie 'n stop of 'n eindpunt te gemaak het nie. Inteendeel het dit alles saamgewerk sodat God se plan uiteindelik kan werk. En hy wil hê sy plan moet vir jou ook werk. As jy dieselfde oortuiging kan dra in die opstanding, het ons nou baie gesê oor om op te staan, hè? Die wonder daarvan. Ek wil vir u sê, ek het begin om vir myself te sê, dat ek gaan net elke oggend opstaan, en dan gaan ek weer en weer opstaan. Maar nou klaar ek lekker, laat Margaret vir my met koffie aandra. Dan sê ek vir haar, moet ek elke oggend, so dis dan nog donker, jy weet. En as ek so klaar, dan dink ek, ja, jy kanselleer al jou geloof. Bely net die geloof. Staan op die geloof. Dat ek gaan môre opstaan met nuwe moed en met nuwe krag. En ek gaan die dag aanpak, want hoekom? Die Bybel is baie duidelik as hy sê, elke môre is nuut. En hier is die bonatuurlike, hier is die wat ons dink, hoe kan dit wees, dat Jesus uit die dood uit opstaan. Wat 'n wonder. Wat 'n oortuiging. As ek dink aan die hemelvaart wat ons nou so pas agter die rug het en ons luister na die boodskappe en ek luister na Dominee Heinrich Swemstra se boodskap oor die aard en die betekenis en die krag van die opstanding, dan begin ek so sê, Here, help my om dit beter te verstaan, dat ek weer kan verstaan, dat daar is so iets soos hemel toe gaan. Dis nie net 'n vaag begrip of 'n idee of 'n hoopgedagte nie, dis 'n oortuiging dat ons gaan hom in die lig tegemoet gaan. Nou ja, as ek probeer hoogspring, dan wil ek vir jou sê, dan kanselleer ek al my oortuiging. Want ek kom nie baie hoog gespring nie, maar ek wil vir jou sê, daar kom 'n dag, wanneer die Here Jesus ons gaan laat opvaar na hom toe en ons gaan vir altyd saam met hom wees. As ek vir jou kan sê, nou lê daar iets voor wat vir soveel mense, jy weet, 'n uitdaging is om te dink, wat is die krag van die Heilige Gees? Wat is Pinksterdag? Hoekom moes die Heilige Gees uitgestort word met 'n rukwind en tonge van vuur? En as ons Woensdag aand gaan begin, dan wil ek vir u sê, ek begin al hoe meer hoop, dat die brandweer kom hier aangejaag. En dan wil ek amper sê, Here, as dit in die Bybel kan gebeur het, hoekom gebeur dit nie met ons nie? As die Bybel vir my kan vertel van hierdie tonge van vuur en 'n rukwind, maar Here, die dak is miskien nie sterk genoeg, jy moenie laat die wind te sterk wees nie. Maar ek wil hê jy moet iets verstaan, jy moet hierdie oortuiging begin bou in jou, dat die God wat jy vereer, is magtig. Hy's onbeskryflik magtig. Hy het die skepping, die heelal, in sy hand. En ek en jy moet ons so dien en so vir hom lewe. Nou is daar een groot onsekerheid is, waarop ons bou, en dit is eintlik ons wenresep, is dit die wederkoms. Jy sien, na Pinkster gaan ons weer 'n keer hoor, dat hierdie Jesus wat weggevaar het, hy sal net so terugkom, jy weet. Nou, hoe oortuig is jy nog van die wederkoms of van die wegraping? Hoe vas staan jy nog in die oortuiging? En dit alles het my op 'n punt gebring om iets te kan verstaan. En dit is, dat as ek kyk na Jesus, dan het Jesus nie in onsekerheid gelewe nie. Hy het in absolute oortuiging gelewe. Ek het die vraag gevra, het hy geweet van die kruisdood? Ja. Het hy geweet van die opstanding? Verseker. Het hy geweet van die hemelvaart? Verseker. Weet hy van dat hy weer moet terugkom aarde toe? Halleluja. Ek wonder of hy so kyk en sê, Vader, is dit regtig nodig?
Ek wonder of daar nie nog 'n Getsemane gebed daar bo in die hemel afspeel, waar Jesus en die Vader so met mekaar, en ek maak dit 'n bietjie eenvoudig, laat ons dit kan verstaan, waar hulle twee so in 'n gesprek gaan, en dan sê Jesus, Vader, is dit regtig nodig, laat ek nou weer moet teruggaan, dis so wonderlik, Vader, weet jy hoe lyk dit op daai aarde? Dis oorlog, dis stikkend, somme een dorp in een slag val 'n berg om toe. Julle het gehoor van die dorp, nee. Wat gaan nog gebeur? Tsunamies, oorstromings. En dan praat ek nie eers van die nuwe siektes wat hulle beplan om die wêreld in te stuur nie. En ek praat nie eers van die onsekerheid van die ekonomie nie. En ek is nie eers seker of my arme ou bankrekeningkie gaan hou nie, want dit klink my, hulle druk net 'n knoppie en dan kry jy niks. Maar hier is die groot onsekerheid wat eintlik onsekerheid is. Omdat ons die dag en die uur nie ken nie. En omdat ons nie weet wanneer die wederkoms gaan gebeur nie, het Jesus vir sy disippels sekerheid kom skep. Luister, hoe doen hy dit? Hy sê, waak dan, om julle nie weet in watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het en in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Hy sê, daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wees dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle voedsel op die tyd te gee. Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Jy sien, Jesus praat met sy disippels en hy maak 'n prentjie van hoe hulle moet dink. Hy wil vir hulle sê, julle is almal deurwagters. Julle is almal wagters op Sions mure. Julle almal wonder, en onthou die boodskap van 'n week of 2 terug, wagter, hoe ver is dit in die nag? Ons almal wonder, wanneer gaan hierdie goed verander? Wanneer gaan dinge nie meer sleg wees nie? Wanneer gaan dit beter wees? En dan is dit my so mooi, en dan kan ek net nederig my insluit, as Jesus net so bietjie later daar in die tuin van Getsemane, as hy bid, as hy by die disippels kom en hy het vir hulle gesê, julle moet waak en bid, wat kry hy? Hy sê, en hy kom by sy disippels en hy vind hulle aan die slaap. Kerk, gemeenskap, gelowige, aan die slaap. Ons dink mos, dit gaan nie na ons kant toe kom nie. Partykeer dan dink ek, jy weet, kan daar nie maar 'n storm wees nie, kan daar nie 'n oorstroming wees nie. Laat daar net iets in Walvisbaai gebeur wat ons almal laat regop sit. En dan kanselleer ek sommer my woorde dadelik ook. Want ek wil vir julle sê, ek dink ek sal nog met my rubberdak daar op die eerste vloer iewers kan wegkom. Maar wat vir my arme broer Alicius? Sy huis is baie laer as my huis. En dan sê ek, nee Here, spaar ons, Here beskerm ons, Here bewaar ons, help ons, jy weet. En dan sê Jesus, was julle dan nie in staat om saam met my te waak nie? En ek wil vanoggend daardie waaksaamheid, terwyl ek uitlig, en ek wil jou iets wys van Pinkster, en ek wil jou iets wys van die krag van gebed, en dan wil ek 'n stelling maak, dat behalwe vir een gebed, het God die Vader vir Jesus altyd ja gesê en gedoen wat Jesus gevra het. Nou wat die een het die Vader nie geantwoord nie, was die een wat hy in Getsemane gebid het en gesê het, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Dat ek nie nodig het om aan die kruis te sterf nie. Maar is Jesus self wat sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Maar jy sien, toe Jesus sê, Vader, en hy kyk so op, en hy sê, sodat hulle kan glo, en hy roep en hy sê, Lazarus, kom uit. Toe kom Lazarus uit. Amen.
Dit laat my nogal dink, wow, jy weet, as Jesus kom en hy kom by die krepelman en hy sê staan op en loop, en as Jesus kom en hy kom by die melaatse en hy sê wees gereinig, en as Jesus kom by die vermeerdering van die brood, dan word die brood net meer en alles. God het al die pad ja gesê vir alles wat Jesus gedoen het en gevra het. So nou hoekom ontwikkel ons die oortuiging? Hoekom het ons nie 'n vaste oortuiging oor gebed nie? Dat alles wat julle my naam sal vra, maar wag, ek hardloop myself vooruit. Kom ek help jou om te verstaan, hè. As jy verstaan, dat as jy waak en bid met sekerheid, as jy jou gebedslewe gaan vat en jy sê, maar die Here is God en hy het beloftes en hy het waarhede, dan wil ek vir u sê, Jesus se lewe het in 'n triomf verander. Want hoekom? Daar was nie meer skrifgeleerdes nie en daar was nie fariseërs nie. Dink nou aan die hemelvaart, daar gaan Jesus, hy vaar op, nee. Daar's nie 'n Sadduseer of 'n Herodes of ongeloof of twyfel of iemand wat hom kan kritiseer of iemand wat vir hom kan sê, wat doen jy nie? En ek hoop jy snap dat God wil hê jy moet op so 'n plek wees waar sy heerlikheid jou so toevou dat mense met respek na jou kyk. Laat mense sal begin om te verstaan dat as Jesus, ek noem dit so tussen hakies, ek nie geweet mooi om dit te sê nie, as Jesus die toets slaag en hy gaan sit aan die regterhand van die Vader, en hy begin om vanuit sy posisie van gesag te reageer, dan roep dit hierdie belofte, hierdie waarheid, as Jesus sy disippels gesê het, alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Nou in my Bybel 22 Mei, klomp jare terug, ek kan nou nie die datum mooi onthou nie, het ek gesê, die Here gaan vir my £1 miljoen gee. Ek het dit nogal geskryf daar. Nou, agterna toe dink ek, miskien moes ek boek gehou het. Miskien het die Here vir my £1 miljoen gegee, en ek het net die boek gehou nie, ek het net nie mooi gekyk nie, jy weet. Maar nou kom ek, nou wil ek sê, Here, waar is daai R1 miljoen, jy weet. En dan besef ek, hoe my sekerheid wil verkrummel. Kan God, sal God? Nou die meeste van ons gaan vinnig vir mekaar sê, man, dit gaan nie oor geld nie. Jy weet. Moenie met jou geldprobleme gedurig by die Here wees nie, né? Kom met iets anderster na God toe. En dit is hierdie sterk oortuigings wat jy moet weet, dat wanneer jy bid, dan moet jy so bid, dat dit kragtig sal wees. Vanoggend vir jou sê, elke gebed wat jy gebid het oor jou kinders, wil God waarmaak. Want ek is oortuig, jy het vir hulle lewe toegebid, jy het vir hulle beskerming toegebid, jy het vir hulle groei en ontwikkeling toegebid, jy het gebid dat dit met hulle goed sal gaan. Moenie twyfel of God dit sal doen nie. Hou vas. Hou vas. Hou vas. Ek wil dit weer sê, hou vas daaraan dat God is 'n antwoorder van gebed en alles wat ek vra, dit sal hy doen. Daarom wil ek hê jy moet sien hoe dat hierdie gebedslewe van jou is soos 'n sleutel wat 'n toedeur wil oopsluit en dan as hy hom oopgesluit en jy hom oopgemaak het en jy begin so kykie gee van wat is agter die deur. Wat is daar waar ek nog nie kan sien nie? En jy sien die inhoud van jou gebed. En jy sien die inhoud van jou gebed is genesing. Jy is nou regtig op 'n punt waar jy sê, ek kan nie meer nie en ek wil nie meer nie. En ek kan vir jy sê, ek het nou 'n jaar of langer het ek gesukkel met my hak en planter en goeters en alles. En ek het so 2 weke terug, toe ek hierdie boodskap in my gees begin wakker word, toe begin ek net sê, Here, ek is nou moeg gesukkel en gesoebat en toe sien ek jy moet kasterolie aansmeer. Halleluja, die Here gee nogal vir ons slim wenke, né? Die van julle wat nou nie glo in ou mensrate nie, maar nou smeer ek kasterolie. Ek wil vir jou sê, daai eerste dag toe sal verskil.
Nou ek het nou alweer vergeet om te smeer, jy weet, so ek miskien nou weer gaan smeer. Maar wat wil ek vir jou sê? Ek wil vir jou sê, God antwoord jou gebed. Die Here wil nie hê jy moet sieklik wees nie. Die Here wil nie hê jy smart en elende deurgaan nie. Die Here wil nie hê dat jy gebrek moet beleef nie. Hy is 'n antwoorder van gebed. En daarom kan ek vanoggend vir jou sê, dat wanneer die disippels uit hulle eie ervaring by die Pinkstergedeelte aankom, kry hulle presies wat hulle verwag het. Hulle kry krag. Het jy al daaraan gedink, dit het nog so 'n bietjie iets gevra om vanoggend op te staan? Dit het iets gevra vir as jy nou 'n bietjie ouer raak, jy weet, om regop te kom, en om in die kar te kom, en om by die kerk te kom, en om hier te sit. Ek sê dit mos altyd, die wat vanoggend nie hier is nie, het net nie genoeg krag gehad om hier uit te kom nie. So ek het vir jou groot belangrike wenk, bid dat die krag van God altyd oor jou lewe sal wees. Al word jy hoe oud, en al loop jy stadiger, en al lyk dit vir jou, die hele ekonomie draai teen jou, dan sê jy, Here, gee my krag. Kan ek vir jou sê, ek dink as min van ons, wat so sterk oortuiging het, dat die krag van God sluit alles in. As jy God se krag kry, het jy alles wat jy nodig het. Dis asof dit die absolute, kan ek sê, dis daar die een medisyne, of dis daar die een raad, of is daar die een ding wat jy nodig het, en as jy dit het, dan werk alles reg uit. Ek hoop ek kan vir jou sê, God kon gekies het om vir sy disippels te sê, gaan wag in Jerusalem, totdat julle baie lief is vir mekaar. Gaan wag in Jerusalem, totdat julle nie meer stry met mekaar nie. Gaan wag in Jerusalem, totdat ou Petrus nou uiteindelik sy geloof herbou het, jy weet. Gaan wag in Jerusalem, en dan sê julle sien, die Herodes is ook nie meer so moeilik nie, en Pilatus het tot inkeer gekom. Kan ek jou help om iets te verstaan? Hy het nie dit gesê nie. Hy het gesê, julle gaan krag kry. Ek vra vir jou, hoe oortuig is jy? Hoe sterk is jou oortuiging? Hoe vas is jou oortuiging dat ek die krag van God nodig? Niks anderster nie, sy krag. Ek het die krag van die Heilige Gees nodig. Jy maak kinders groot met die krag van die Heilige Gees. Jy kan jou werk gedoen kry met die krag van die Heilige Gees. Jy kom met 'n dekvragvis huis toe met die krag van die Heilige Gees. Sê amen, halleluja. Ek wil hê jy moet snap, ek wil hê jy moet weet, dat dis die krag van God, wat in jou begin borrel en bruis, en alles is teen jou, maar is asof hy net vir jou sê, my genade is vir jou genoeg. Kom ek wys jou, die Here is aan jou kant. Hulle het krag in die belofte verwag, en hulle het dit ontvang. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, laat jou gebed 'n gebed word, waarin jy sê, daar's krag nodig om tot saligheid te kom, daar's krag nodig om genesing te ervaar, as jy voorsienigheid in die oë staar, en iets is nie reg nie, en jy weet nie hoe om dit te doen nie, dan sê jy, Here, gee my van u krag, dat ek sal aanhou staande bly, totdat u antwoord. Kan ek vir jou sê, veral met wysheid en grootmaak van kinders, het jy die krag van die Heilige Gees nodig. Jy kan nie daarby verbykom nie. Beskerming is 'n demonstrasie van krag. Wanneer jy tussen die gevaar en 'n geliefde gaan staan, is dit daardie krag van die Heilige Gees. As wanneer jy daardie lap vat en jy moet daai vloer skoon maak, en jy begin besef, dis harde werk. En jy wonder hoekom jy dit doen, dan sê jy, gee my krag vir elke dag, halleluja. As jy die skorrelgoed moet was, broers, ek praat met julle, dan sê jy, Here, gee my krag, want halleluja, jy het die krag van God nodig, en kan ek vir jou sê, die krag van God demonstreer in wonderwerke.
En in die week het ek 'n baie mooi belewenis weer gehad. En ek wil vir julle sê, word 'n pastoor, dan gebeur dit miskien ook met jou, nê. Jy weet. Ek vra seker so week terug, vra vir Margaret, want ek doen dit nou maar van tyd tot tyd, ek weet nie hoekom ek so is nie. Maar vra ek vir, hoeveel vleis is daar in die huis? Want ek dink ek het nou gesien, ons eet net bologna en weet, ons eet net hierdie en ons daai en weet, en dit lyk so asof die tuna meer word, weet, en dan sit maar eiers en brood en so aan. En ek vra vir, sy sê nee, is al lankal op. En ek dog, wag, okay, môreoggend sal ek goed daar ry, dan gaan kry ek goed, weet, vleis. En nou dink ek, vir wie kan ek ook nog vleis koop? Steek maar op jou hand as jy wil hê ek moet vir jou help vleis koop, nee. Goed. En ek is gereed, ek gaan nou vleis koop. En ek besef die Heilige Gees sê vir my, wag, moenie nou gaan nie. Ek sê, Here, maar ek doen dit altyd, wat is nou fout, jy weet. Nou weet jy hoe groot is jou verrassing, as jy begin om te sê, die Here kan my help. Die Here kan voorsien. En as jy klop aan die deur, en hier kom die skaap daar ingestap. Klaar geslag, alles is reg. Kan ek jou help om te verstaan? Jy het die krag van God nodig. God kan dit werk. Somtyds kan jy nie optel nie, maar God sal iemand stuur om op te tel. Somtyds kan jy nie vashou nie, maar God sal iemand stuur om vas te hou. Somtyds sal hy op plekke reageer en dinge laat gebeur, en daarom wil ek jy moet weet, dat as jy kan vasstaan in jou geloof, en in jou gebede 'n vaste oortuiging het, en jy sê, die Here is 'n antwoorde van gebed, die Here sal sy krag gee, dan wankel jy nie, dan gee jy nie toe nie, dan sê jy, my God is 'n ewige God. Wie wil sê amen, halleluja, die Here is waarlik ons God, halleluja. Somtyds is ons soos hierdie vye boom, ons dra nie die vrug wat aan die boom gesoek moet word nie. En ons is op 'n plek in ons lewe waar ons nie verstaan dat ons is eintlik aan die slaap. Maar as jy slaap, kan jy nie werk nie. En as jy nie werk nie, is daar nie vrug nie. Ja, slaap is 'n belangrike kragopbouer, het jy geweet? Want soet is die slaap van God se gunsgenote. Rustig is die nag van hulle wie se sondes vergewe is. Maar onrustig is die twyfelaar en die persoon wat nie seker is van sy God nie. En daarom wil ek jou nie rustelose nag toewens nie, is nie wat ek wil doen nie. Ek wil jou op 'n punt bring waar jy sal verstaan dat as daar een gesamentlike gebed is wat die kerk moet bid, is dat die Here arbeiders in sy oes sal stuur, dat ek en jy sal voor in die ry gaan staan en sê, Here, met u krag loop ek 'n bende storm en met u krag spring ek oor 'n muur. En Here, ek sal nie terugdeins vir hierdie uitdaging nie. Ek wil vir ons nuwe gemeenteraad sê, gaan in die krag van die Here en in die salwing van die Heilige Gees en weet dat God het 'n nuwe dag vir AGS Pleroma ook beplan en ons kan in die oorwinning van die Here wees. Daarom mag Pinkster 2025 jou lewe verander. Sal jy verstaan dat sonder krag kan ons nie werk nie en sonder werkers kom ons nêrens nie. Somtyds kan ek vir jou sê, is dit maklik om net 'n lidmaat te wees. Om net in die bank te kan sit, maar is 'n uitdaging partykeer om op te staan uit die bank uit. Om te sê, gee vir my, ek sal dit doen. Ek sal daardie tree gee. Ek sal daardie werk doen wat gedoen moet word. En kan ek vir jou sê, die grootste werk van die kerk is en bly, dat siele tot bekering sal kom. Dat sondaars by God sal uitkom. Ek wil vir jou sê, ons kan al ons kragte inspann en ons gaan, ek glo met die Here se hulp, gaan ons in 'n week of 3, gaan ons sien hoe dat ons bouery nog 'n tree gee, as al die glaspanele ingesit word, en ek bid dat die Here daai Chinees baie krag gee. Jy weet, want dis groot werk daai, dis harde werk daai, nee. Maar kan ek vir jou sê, kerk se saak is nie 'n gebou in sand en klip nie.
Kerk se saak is die redding van 'n kosbare siel. En die disippels het op Pinksterdag daardie belewenis ervaar, dat hulle gesê het, Here, gee vir my dit wat niemand anderster wil doen nie. Jy sien die verhaal van die barmhartige Samaritaan help my en jou om te verstaan, dat die priester en die leviet het verbygegaan, maar moenie vir die priester en die leviet so kwaad wees, as wat jy vir die rowers moet kwaad wees nie. Waar kry hulle al daai bose krag en daai bose planne om 'n mens te beroof? Dan wil ek vir jou sê, ons het 'n wrede opponent. Ons het iemand wat vir ons wil aanveg en ons wil sê, is jy sterk genoeg? Is jy sterk genoeg? Sal jy die rowers kan teëstaan? Sal jy die versoeking vir sonde kan teëstaan en sê nee? Sal jy op 'n plek in jou lewe kom wat sê heiligmaking is baie makliker as sonde? Want hoekom? God is met my. Die God wat gebed antwoord. En daarmee kan ek afsluit vir jou te sê, as ek en jy op daai plek kom, waar ons sê, Here, hier is ek, en gebruik my en werk deur my, dan word Jesus se opdrag my opdrag en jou opdrag. En ek wil vanoggend vir jou sê, hy het ons nie as wese agtergelaat nie. Hy het presies geweet, nog een van sy gebede gaan geantwoord word. As jy Johannes 17, dankie Sissa, as jy Johannes 17 lees, hoe dat Jesus vir sy disippels bid. En as jy lees hoe dat Jesus sê, Vader, hier is hulle. Ek kom na u toe, maar hulle gaan agterbly. En is in hierdie oomblik wat ek wil hê jy moet saam met my verstaan, dat soms is dit regtig so, dat as ons wat sleg is, weet om goeie gawes vir ons kinders te gee, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader, halleluja, soek jy die krag, smag jy na die krag van God, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader vir jou die krag van die Heilige Gees gee. 'n krag wat geen bose mag kan kanselleer of teëstaan nie. Om kinders groot te maak, vra baie krag. En as hulle groot geword het, om hulle groot te hou, vra nog steeds krag. So week terug het my mentor begrawe en ek het so teruggekyk en die van julle wat nou pastoor Martinstein onthou, sal weet dat hy se ou stryd ons, wat noem mens dit? Hy was 'n reus. Hy was 'n kragbron gewees. Jy kon nie in sy teenwoordigheid wees en onaangeraad wegstap nie. Want hy het gekies, hy het verstaan, hy het geweet, dis die krag van God in Jesus. En hierdie gebed is juis die gebed wat ek en jy in hierdie tyd moet bid. Sê Here, vul ons met die Heilige Gees. Vul ons met die krag. Vernuwe my. Maak my 'n nuwe mens. Here, help my dat ek nie sal wegdraai en sal sê, nee, dankie. Ek wil nie die krag hê nie. Hoor hoe mooi sê die teksvers, hy sê, bedroef nie die Heilige Gees van God, waardeur jy verseël is tot op daardie dag van die verlossing nie. Vanoggend wil ek jou in die hand vat en ek wil bid dat as jy vanoggend aan die nagmaaltafel aansit, dat dit jou gebed sal wees. Jy sien, die brood is getuienis van die liggaam van Christus. En dit is lekker om iemand sterk naby jou te hê, stem maar amen, hè? Goed om iemand te hê wat kan help vashou en help optel. En is goed om iemand in die vlees mens saam met jou te hê.
En aan die ander kant is die wonder van Jesus se krag vasgevang in die feit dat hy sy bloed kon gee op Golgotha. En dat deur sy wonde daar vir ons genesing gekom het. En laat sy bloed, daar's krag in die bloed van Jesus. En dit vra so 'n bietjie dink en verstaan, maar vanoggend wil ek vir jou sy huis toe stuur. En ek wil vir jou sê, as jy in hierdie week nou voel jou kragte word min, dan gaan sak jy gou daar op jou knieë neer. En jy bid en jy sê, Here, gee my krag. Here, gee my krag. Here, gee my krag. Ek waarborg jou, God antwoord al jou gebede. Hy sal altyd ja sê, want hy is lief vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, gebed van my hart vanoggend is, dat wanneer ons aan die nagmaaltafel gaan aansit, dat ons hierdie gebed met vrymoedigheid kan bid, en sê, gee my krag. Here, soos wat u krag ontvang het, om die kruis te dra tot op Golgotha. Soos wat u krag ontvang het, om daar aan die kruis te hang. Here, soos wat u krag, u seun opgewek het uit die dood. En soos wat u krag hom laat opvaar het na die hemel toe, bid ons, gee ons die krag vir elke dag. En ek bid dit in Jesus se naam. En ek bid u seën, u genade en u heerlikheid af oor hierdie nagmaal in Jesus se naam. Amen.